Nou vriende, ons het alweer gekom by die einde van nog 'n week en is die gebed van my hart dat die Here vir ons ook ryklik sal seën by hierdie oordeenking. Ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by ons 4de deel uit die boek Spreuke wat handel dan oor die wysheid wat roep, en is die gebed van my hart dat die Here vir ons sal seën met wysheid en insig om te verstaan wat sy woord vir ons wil leer. Nou vriende, in vers 20 tot en met vers 33 vind ons dan ook die wysheid wat soos 'n keuse vrou langs die besige pad staan en sy roep. Sy is 'n personifikasie van die wysheid, want ons sien baie duidelik dat Salomo probeer vir ons 'n beeld hier skep van 'n vrou wat op die hoek van die straat staan en sy roep, en is eintlik maar die wysheid wat na ons kant toe kom. Die wysheid wat deur God se woord aan ons gekommunikeer word. Nou die Bybel sê vir ons die wysheid roep hardop daar buite, vers 20, sy verhef haar stem op die pleine, op die hoek van die rumoerige strate roep sy, by die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. Dit was 'n bekende ding in daardie tyd dat as 'n boodskap aangekondig moet word, dat iemand op die hoek van 'n besige straat sou staan, die aankondiging sou maak, het sy van die koning of van 'n belangrike vergadering of van een of ander iets wat gebeur het, en dan sou die mense hoor en die mense sou daarop reageer. Nou die Bybel sê vir ons baie duidelik hier vriende, dat wysheid roep sekere dinge uit. En wat roep die wysheid uit? Vers 22. Hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudige lief hê en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? So die vraag word gevra, op die hoek van die besige straat word die vraag gevra, hoe lank wil julle aangaan in julle dwaasheid? Hoe lank wil julle wysheid eenkant skuif? Wil julle doen wat julle wil, maak wat julle wil maak en optree volgens julle impulse en begeertes? Nou die oproep vers 23, wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak. So die uitnodiging is daar, hier is die wysheid, en vriende, vandag het niks verander nie. God se woord is beskikbaar. As ek vat, die deursnee Suid-Afrikaner het meer as een Bybel in sy huis, en wat doen hulle? Die meeste skuif die Bybel eenkant. Hulle stel nie belang om te hoor wat God se woord sê nie. God se woord is gevul met wysheid, die wysheid van God, wat hy vir ons deurgee op die blaaie van die Bybel. En wat doen mense? Hulle is so spotters, hulle sê ons stel nie belang nie. Ons gaan niemand oor ons laat heers nie. Ons gaan nie dat iemand vir ons sê wat ons moet doen nie. En dit is presies soos ons ook lees daar in Psalm 2. Jy kan gaan lees in Psalm 2 kom die baie besondere woorde na vore wat die psalmdigter skryf. Hy sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Dis mos presies hoe die mens vandag ook is. Ons wil nie God se wysheid hê nie. Ons wil nie God se heerskappy hê nie. Los ons dat ons doen en maak en leef soos ons wil. Nou kom vers 24 en daar staan, omdat ek geroep en julle geweier het, en my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. Vriende, hier gaan dit maar eenvoudig oor, dat mense pluk die vrugte van hulle bose wandel. Hulle pluk die vrugte van hulle ongehoorsaamheid. En dis presies wat in Psalm 2 staan. Hierdie nasies wat sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Is dit nie so nie, vriende, dat mense 'n spotlied word, omdat hulle die waarheid van God se woord verontagsaam? Ons dink maar aan die man Samson. Ag, u onthou, hy was 'n rigter gewees, 'n baie sterk man. Die Here het hom aanvanklik kragtig gebruik om die Filistynse nasie op hulle knieë te bring, omdat hulle vyande was van die volk Israel. En wat doen Samson? Samson begin heel met die sonde. God se woord, God se waarheid, God se wysheid, begin hy verontagsaam. En wat gebeur met Samson? Hy word later 'n spotlied vir die Filistyne. U sal onthou, Delila het dan hierdie kennis by hom verkry oor waar sy krag vandaan kom. Hy was 'n Nasareëner, daar was sekere beloftes wat hy aan God gemaak het, en ons weet hoe hy sy hare laat afsny het. Dit eintlik maar 'n beeld was van dat God van hom gewyk het. En wat gebeur? Hulle steek sy oë uit en hy begin 'n koring maal soos 'n dier. En hy loop al in die rond en die Filistyne kom verby en hulle sê, ja, daar's die ou sterk Samson. Kyk nou, hy maal koring soos 'n dier. Waarom? Want hy het na God nie geluister nie. En dit is vandag nog presies so. Mense wat die Bybel het, mense wat die waarheid van die woord ken, mense wat veronderstel is om van beter te weet, verontagsaam God se woord, en dan begin hulle sink in hulle ellende en hulle word 'n spotlied
vir mense. Hulle word 'n spotlied wanneer mense na hulle kyk en hulle sien en hulle sê, luister, kyk net, hoe lyk dit? Hoe lyk iemand wat die waarheid van God se woord verontagsaam? Is dit nie ook so wat die Here vir sy volk gesê het nie? Hy sê, julle bou vir my 'n tempel. Hy sê, julle het my gebooie en my verordeninge. As julle daarna nie gaan luister nie, dan sal hierdie tempel afgebreek word en mense sal verbystap en hulle sal hulle kop skud en sê, kyk hoe gaan dit met 'n volk wat God se woord verontagsaam. Ons kyk verder hierso in hierdie gedeelte en ons sien, vriende, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Wat hier eenvoudig staan is, mense wil te laat hierdie wysheid van God in hulle lewens toepas. Nadat hulle uit hulle vrou uit is, die kinders is van hulle vervreemd, hulle het hulle werk verloor, hulle het weggesink in hulle elende. Dan soek hulle kits oplossing. Hulle soek 'n Bybelvers of 2 en hulle wil hê mense moet vir hulle bid en vir hulle salf en hulle hoop daar kom 'n vinnige en 'n spoedige uitkoms, terwyl daar nie kom nie en hulle sink net al hoe verder weg in hulle elende. Nie omdat God nie mense wil help nie, nie omdat God nie daar is om mense uit hulle nood te hoor nie, maar omdat mense so ver weggesink het, dat hulle eintlik die Bybel wil gebruik as 'n towerstaf in plaas van om hulle te onderwerp aan God, hulle te bekeer van hulle sonde en dan die wysheid van God te wil volg. Onthou net een ding, vriende, sonde het altyd gevolge, en hoe meer jy ongehoorsaam is, hoe meer jy God se wysheid verwerp, hoe verder sink jy in jou sonde weg, hoe moeiliker is dit om terug te keer, en daarom is daar baie mense wat in hulle sonde en elende sterwe, sonder om ooit terug te keer na die Here. Waarom? Omdat hulle na die verordeninge en die gebooie en die wysheid van God nie wou luister nie. Vers 29 sê, omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Ons kan dit terugvat daar na Genesis die 6de hoofstuk. Onthou jy nog wat daar gebeur het? In Genesis 6 besluit die Here om die sonvloed te stuur. En hy gee vir Noag die opdrag om die ark te bou. En waarom sou die Here die sonvloed stuur? Om al die mense op die aardbodem te verdelg. Die Bybel sê vir ons in Genesis 6 vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Die Here kommunikeer aan ons iets van sy vaderhart deur. Die berou in sy hart was omdat die mens nie sy geskape doel uitgeleef het nie. Omdat die mens toe die Here vir hom 'n opdrag gegee het, gedink het hy slimmer as God en na die duiwel geluister het. En dis presies wat in die boek Spreuke 1 vers 20 tot 33 aangaan. Die Here gee vir ons hierdie wysheid. Die woord van God roep, vriende, op die hoeke van strate, deur die prediking van die woord. Ons kan na die internet gaan, daar is boodskappe, daar is Bybels op die internet gelaai. Ons kan dit lees, ons kan dit verstaan. Dis in ons eie taal. En wat doen die meeste mense? Hulle draai die rug op God se woord, op God se wysheid. Nou sê vers 32. Hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase ten gronde. Eenvoudig, hulle eet die vrug van hulle sondige lewenswandel. Ag, dit is so dat ons maar net die vrug eet van die sonde wat ons doen. En hierdie vrug, vriende, is bitter, soos wilde als. Dis soos hierdie boosheid wat besig is om ons stadig maar seker dood te druk. En ons weet nie watter kant toe nie. Waarom? Omdat ons die bron van wysheid, die fontein van lewende water verlaat en dan ook gebarste reënbakke vir ons uitkap wat geen water hou nie. Maar nou sluit hierdie gedeelte af met iets baie besonders, vers 33. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Is dit nie vir u mooi nie? Daar's altyd hoop. Aan die einde van God se waarskuwende boodskap is daar altyd die boodskap van hoop. Aan die einde van die donker tonnel is daar altyd lig. Ag vriende, elke donker wolk het 'n silwer randjie. Dis presies wat die Here hier kom doen. Hy sê vir ons, luister, die wysheid roep soos 'n keiservrou langs die straat. Luister, God se woord roep na jou. God se woord roep jou op tot bekering. God se woord roep jou op tot 'n lewe van heiligheid, want daarin is rus en vrede te vind. Binne die raamwerk van God se woord, binne die raamwerk wat hy vir ons stel, is daar vreugde en blydskap en geluk. Daar is huweliksgeluk, daar is vrede in die huis tussen die huisgenote, daar is die begeerte na 'n dieper wandel met die Here, daar is 'n liefde en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En daarom sê die Bybel vir ons, die wat luister na God se woord en hierdie wysheid ter hart neem, sal gerus wees. Hulle sal in veiligheid woon en hulle sal nie skrik vir die onheil nie.
Hulle sal mense wees wat standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here sal wees. En wanneer hulle val en miskien struikel, sal hulle terug hardloop na die Here, waar vergifnis, waar wysheid, waar insig te vind is, om die Here so te verheerlik. So wat ek vir u wil sê, samevattend is, om eenvoudig vir u te sê, luister na die wysheid van God se woord. Hierdie wysheid roep uit na jou en na my vanmôre. Moenie die wysheid van jou af wegskuif nie. Moenie God se woord verontagsaam nie. Moenie die teregwysing en hierdie waarhede eenkant skuif en dink, jy gaan op jou eie reg kom nie. Jy gaan jou verder laat wegsink in hierdie ellende en sonde, en later die bittere vrug eet van jou handel, en dan jou ondergang sien. En die hartseer dat jy 'n spotlied gaan word vir ander. Waarom? Omdat jy die vrug eet van jou handelinge. Die teenoorgestelde is waar. Wanneer ons luister, sal ons in veiligheid woon. Ons sal gerus wees. Ons sal die vrede van God in ons hart hê. Mag die Here ons wysheid gee. Ons gaan volgende week maandag stil staan by hoofstuk 2 en ons gaan ook kyk wat die Here vir ons daar wil leer. Baie seën vir die groete, mooi naweek, tada.